Familiesentrum kan ons saam staan, halleluja. Kan ons die naam van Koning Jesus groot maak. Hy is hier in hierdie vertrek en hy is bo alles verhewe, amen, halleluja. Say, the King is in the room. Come see the scars of love upon his hands. The King is in the room. We'll watch the darkness flee at his command. And who is this King? Who is this King? Oh, his name is Jesus. His name is Jesus, light of the world. There's freedom in his name. Oh, awesome in power. He's reigning forever, light of the world. There's freedom in his name. Oh, the healer's in the room. Let miracles break out across this place. Yeah, yeah. All the saviors in the room. No soul beyond the boundaries of his grace. Oh, oh, for there's resurrection power in his name. Oh, and his name is Jesus. His name is Jesus, yeah, light of the world. There's freedom in his name. He's awesome in power, and he's reigning forever, light of the world. There's freedom. His name is Jesus, and his name is Jesus. Yes, it is. He's the King of kings and Lord of lords, light of the world. There's freedom in his name. He's awesome in power. He's reigning forever, light of the world. There's freedom in his name. There's never been a love so great. He died so we could live. Then he rose up from that grave. Name another king like this. And now all authority forever belongs to him. He reigns in victory. Name another king. Sing it again. There's never been a love so great. He died so we could live. Then he rose up from that grave. Name another king like this. And now all authority forever belongs to him. He reigns in victory. Oh, name another king like this. Name another king like this. He's the light of the world. Yes, hallelujah. Oh, he reigns in victory. He's awesome in power, reigning forever, light of the world. There's freedom in his name, for his name is Jesus. His name is Jesus. Hallelujah. Light of the world. There's freedom in his name. He's awesome in power, reigning forever. Light of the world. There's freedom in his name. Hallelujah. Come on.
gaan ons die koning net prys in hierdie plek vanmôre. His name is Jesus. Hallelujah. Jesus, Here, dit is weer vanmôre vir ons 'n groot voorreg. Here, oomblik ons soos hierdie is waarvoor ek lewe, net om in die teenwoordigheid van die Here te wees, Here. O, waar sal my hulp dan anders vandaan kom as van U wat die hemel en aarde gemaak het, Here? U is die een wat ons nooit sal begewe of verlaat nie, Here, ten spyte van uitdagings, ten spyte van alles wat gebeur om ons, Here, in ons lewens. Elke een is hier vanmôre met 'n verskillende uitdaging en situasie, Here, maar in U teenwoordigheid verander dinge en ek weet U maak alles vir ons moontlik, omdat U met ons is, Here. U kinders verlaat U nooit nie. En vanmôre is ons hier, Here, dalk met gebroke harte, Here, met 'n swaar gemoed, Here, maar U maak dit ligter vanmôre in U teenwoordigheid, verander dinge. En ons dankie dat die Heilige Gees ons sal vertroos, Here, ons ondersteun en ons sal leiding gee in hierdie diens vanmôre, Here. Ons is totaal en al afhanklik van U Gees, Here. Ons wil niks uit onsself uit doen, Here. Ons is nie hier, Here, vir ons eie doelwitte, Here, ons eie agendas nie, Here, maar ons is hier om die naam van Koning Jesus op te tel en op te lig. Hy is ons bron, hy is ons alles, Here. Hy is ons rots waar ons gaan vashou en op vertrou vanmôre, Here. En vanmôre wil ons uitroep, U is heilig, Here. En daar is niemand soos U nie, Here. Vader, kom verander ons vanmôre. Here, nie ons gedagtes vanmôre, Here. Want ons is honger, Here, vir meer van U vanmôre, Here. Ek wil hierdie diens totaal en al oorgee, Here. Oorgegee is ons vanmôre aan die Gees, Here. Lei ons in hierdie diens, Here. U word verheerlik, Here. U verdien die hoogste prys, Here. Al die lof, al die aanbidding kom U toe vanmôre, Here. Elkeen wat hier ingekom het, sal nie dieselfde uitgaan vanmôre nie, Here. My gebed is dat U ons ontmoet vanmôre in hierdie plek, Here. Ons gee U al die eer, al die hulde, Here, want U is die koning van die konings, Here. U is vanmôre die lig in ons lewe. In ons donker tye is U die lig, Here. En ons eer U vir wat U vanmôre vir ons gaan doen in hierdie diens, Here. Seën die lof en aanbidding, Here, wanneer ons Here in die naam gaan groot maak en gaan loof. Ontvang dit vanmôre, Here. Soos ek sê, ons is nie hier vir onsself nie, Here. Ons is hier om die naam op te tel, Here. Because it's all about Jesus. Alles gaan vanmôre oor die koning van die konings, Here. En ons loof U, Here. Seën ons, Here. Is my gebed in Jesus naam. Ek wil ook so bid vir elke offergawe, Here. Elke een wat gaan saai, elke tiende, Here. Dat U, Here, dit sal ontvang. En sien die harte waar dit kom, Here. En ek bid dat U weer in ons behoeftes, soos U nog altyd doen, dat U sal voorsien in naam van Jesus, Here. Seën hierdie diens, Here. Elkeen wat ingeskakel is aanlyn, Here. Elke kyker, dat U met hulle ook sal ontmoet waar hulle is in die naam van Jesus. Met baie danksegging. Amen en amen. Halleluja. Shame, couldn't get past my blame until He called my name. I'm so glad He chased me, darkness held me down, but Jesus pulled me out, and I'm no longer bound. I'm so glad He chased me, see I'm now a new creation in Christ. The old is gone, there's new life. I live by faith, not by sight. There is a new name written down in glory, and it's mine. Yes, it's mine. Oh, and I
as jy lief is vir die Bybel, sê amen. Amen. As jy baie lief is vir die Bybel, sê halleluja. Halleluja. Sê ek staan op die woord van die Here. Ek leef die woord van die Here. Tanya sing het nog eenmaal. As jy doen wat die woord sê. Strome van levende water. Strome van levende water. Sal ek doen as jy doen wat die woord sê. Strome van levende water. Strome van levende water. Sal ek doen as jy doen wat die woord sê. Strome van levende water. Strome van levende water. Sal ek doen as jy doen wat die woord sê. Strome van levende water. Strome van levende water. Sal ek doen as jy doen wat die woord sê. Strome van levende water. Strome van levende water. Sal ek jou binnes vervloei. Halleluja. Halleluja. Prys die Here. Sê vir die ou net langs jou, jy kan so bly wees, jy sit langs my. Prys die Here. U kan die sitplek inneem, familie. Hierdie lied brand al 'n paar weke in my hart. Oh, shackled by a heavy burden, neath a load of guilt and shame, then the hand of Jesus touched me. Oh, and now I am no longer the same. I'm also, oh, he touched me
touched me, and He made me whole. Can we give Him praise? Hallelujah, Jesus. There's something about the name of Jesus. He's worthy, He's worthy. Oh, He's the author and the finisher of my faith. So I turn my eyes to You this morning, Jesus. Let heaven proclaim His handiworks. Hallelujah. So turn your eyes upon Jesus and look full in His wonderful face, and the things of the earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Come on, church, let's worship Him. Sing it with me. Turn your eyes, turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of the earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Can we sing it again? Turn your eyes, turn your eyes upon Jesus and look full in His wonderful face. Oh, and the things, yes, and the things of the earth will grow strangely dim. Oh, in the light of His glory. Come on, Gala, speel vir ons. Come on, just worship the King of Kings. Oh. Father, we worship You, yeah. Jesus. Ons oog is gefestig op Jesus. Die verleider van ons geloof. Heer. Sambabalatarabamo. Hallelujah. Come on, church, sing it again. Turn your eyes, turn your eyes upon Jesus and look full in His wonderful face, and the things of the earth, and the things of the earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Kan ons die Here loof, familie? Gee hom jou beste paar sekondes. Come on. Jy kan beter doen as dit. Gee hom lof, gee hom aanbidding.
Hy alleen is waardig. O Here, ons sal nie kyk na die nuus nie. Ons kyk nie na die wêreldgebeure nie. Ons kyk nie na Donald Trump nie. Ons kyk nie na 'n derde wêreldoorlog nie. Ons oog is op Jesus gefestig. Hy alleen, ons oë is net op hom gerig. En Here, U tel ons op, Here. En hoe meer ons kyk vir U, Here, hoe meer kry ons geloof. Hoe meer ons kyk na U, Here, hoe meer word ons getransformeer van heerlikheid tot heerlikheid, Here. Ek bid vir transformasie vanmôre, Here. Ek bid vir transformasie. Halleluja. Al meer te lyk soos Jesus, Here. Ons wil nie lyk soos die wêreld nie. Ons wil nie klink soos die wêreld nie. Ons wil optree soos Jesus, Here. Ons wil U verteenwoordig. Ons wil die koninkryk van lig verteenwoordig, Here. Ons wil nie gelykvormig word aan die wêreld nie. Daarom is ons oë op U gerig, Here. En ek prys U, Jesus. Samamati teteramaya tushekaya. Subabamba taramamo tushibayenda ramasukutelelelele. Oh, maratanda rabasara bababababara. Hallelujah. 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 Die Houlen, kom gou. Ons gaan nou, let's go Holy Spirit, let's go. Hallelujah. U kan 'n sitplek inneem in die atmosfeer. Halleluja. Ek eer hierdie manie se salwing. Amen. En hy staan nou langs my en hy weet nie wat hy moet doen nie. Want ek weet ook nie, ons het niks geoefen nie. Maar ref weet ek, daai man op 'n gitaar, hy luister net een keer dan sy deur. Ek wil hê jy moet sing wat ook al die Here nou op jou hart lê. In moments like this, I sing out a song. I sing out a love song to Jesus. In moments like this, I lift up my hands. I lift up my hands unto you. In moments like this, I sing out
Neem gou u sitplek. Ek wil vinnig ietsie met u deel. Ons het Vrydag het ons die gedenkdiens gehad van oom Tinus. Tanitia, ek is so bly jy is hier vanmôre saam met ons. Dit was skielik. Hy het in hierdie week het hy afgesterf, oom Tinus. Ek was op pad na die hospitaal toe, om net saam met hom nog vir oulaas te wou bid. En toe ek so draai in die hospitaal in, toe bel oom Andries, toe sê hy vir my, oom Tinus is nou net huis toe. En iets kom by my op wat ek gedeel het by die gedenkdiens van oom Tinus, wat ek vinnig met u wil deel net terwyl u so sit, terwyl die musiek sag gespeel. Miskien die ouland kom staan net nog naby. Sorry ou Pelle, let's go Holy Spirit, let's go. Ons kan ons nou nie sê ons is 'n Heilige Gees kerk en dan is ons vasgevang in 'n program nie. Amen. Ek sê hier is 'n Heilige Gees kerk. So, jy gaan dit weer sit, maar jy sit net so, want ek wil hê jy moet sit vir die rede. Om te glo in Christus Jesus beteken om te rus in hom. En ons het al hierdie metafoor gehoor, jy het dit al gehoor. Maar ek wil jy gou herinner, nie een van julle het ingekom en daai stoel wat jy op sit, so gevoel en gesê wonder, gaan hy my vat vandag? Van julle het net sommer gaan sit en sommer aan hom geval. Want jy weet hierdie is 'n stoel, hy gaan my hou. En dis die geloof wat ons moet hê in Christus Jesus. En die Bybel sê ons sit in hemelse plekke in Christus Jesus. En die Here wil hê jy moet kom rus. Soos jy nou sit, wil ek hê geestelik moet jy sien, vergewe my metafoor. Ek wil hê jy moet geestelik sien hoe jy sit op die skoot van Jesus. Halleluja. Tannie Pam Taljaard het 'n ding geteken een keer en ek wil dit gou vir jou deurgee. Die woordjie trust. Wat is geloof? Geloof is vertroue, dis trust. In die heel eerste T maak sy 'n kruis, die laaste T maak sy 'n kruis. En in die middel vind jy die woordjie rus. Trust. Eerste die kruis, die eerste T kruis, die laaste T kruis, dan vind jy die woordjie rus in die kruis in die middel. Het een boodskap. Kom rus by my. Jy sien, die jaar het skaars begin, jy slaan moeg. Jy's van julle, die jaar het skaars afgeskop, en dit was nog net chaos tot hier. Maar oomblikke soos hierdie maak, dat ons net kan rus op sy skoot, en vir hom sê, ek vertrou u ten volle, maar ek vertrou u nie net nie. I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord.
So we love you, Lord. Oh, singing, singing. We love you, Lord. I love. Oh, singing, singing. I love you, Lord. I love you, Lord. Hallelujah. Prys die Here. So die ding is die volgende. En onmiddellik voel jy beter. Want jy het hier ingestap en dit was alles chaos. Jy het bedruk gevoel. Te neergedruk. En ewe skielik voel jy ligter. Hy hou jou vas en sê ek sal jou dra, my kind. Ek is met jou. Nou net vinnig, pastoor van die AGS in Kuilsrivier of iewerste iemand is hier soos pastoor, is dit Enslin? Sy pastoor, waar is die pastoor? Pastoor, so welkom, julle waardeer jou, so groot eer om jou hier te hê, my pastoor, waardeer julle teenwoordigheid. Gee hom sommer lekker aan 'n klap. Yes. Prys die Here. Nou, familie, dis die grootste voorreg vir my om vir ons jong opkomende, nie, hy is nie opkomend nie, hy is al reeds 'n volwaardige leraar van God se woord, maar 'n jong man vir Eckhart vorentoe te roep met 'n woord wat die Here op sy hart gelê het. Nou, vir my is dit nou 'n groot voorreg. Ek het vir Eckhart baie gehoor op woensdaande by worship en so terloops, is u reg vir hierdie woensdag aand? My vrou bedien, jy moet hier wees. Sy het 'n woord vir die gemeente. Geen kameras nie, niks nie, net vir die gemeente. So jy moet sorg dat jy 6:30 woensdag aand hier is, maar Eckhart het baie bedien op woensdag aand en ek het hom altyd geniet en toe het ek hom begin gebruik wanneer ek uitbedien hy, en dis vandag vir my 'n groot eer om na hom te luister en ek eer hom nie net vir die salwing wat op hom rus net nie, ek eer hom omdat hy my mentor, sy agterkleinkind is, Pieter Snyman, sy agterkleinkind is. Ek eer hom ook omdat ek weet hoeveel tyd hy spandeer om voor te berei. Dit gee vir my altyd baie goeie punte, bedoelende, dis hoe ek weet wanneer 'n man ernstig is om God se woord te bedien, wanneer hy voor die Here kan lê en werklik afsonder voor die Here. So kan ons hierdie man, hierdie mede-leraar van Familiesentrum 'n lekker aan 'n klap gee. Dankie pastoor Clemens, generaal. Ek's baie bly om terug te kan wees in die huis van die Here. En ek is so dankbaar vir die Heilige Gees werkinge in hierdie plek. En ek sou net 'n week weggegaan het en nooit verwag om my eie familielid aan die dood af te staan nie. Maar ek is baie dankbaar om terug te wees en te weet daar's 'n ewigheid. En ek's opgewonde om vanmôre hier te wees. En vanmôre wil ek met jou praat oor die mooiste naam, Jesus. Terwyl ek voorberei, toe bid ek, toe sê ek, Here, gee my 'n woord vir vandag. Here, om die gemeente te stig, om die gemeente te bou. Here, openbaring wat relevant is vir 'n tyd soos die. En al wat in my binneste brand is Jesus. Die weg, die waarheid, die lewe. En vir 'n oomblik voel ek, ons is nou net uit Kersfees. En ons het so 'n mooi boodskap, en daar was soveel boodskappe oor Kersfees, oor Jesus. En ek sê, Here, moet ek weer hierdie boodskap bring? En al wat ek in my binneste het is Jesus. Die weg, die waarheid en die lewe. En terwyl ek lê,
dan dink ek aan Jesus. Terwyl ek in my kar ry, dan dink ek aan Jesus. En ek wil vanmôre jou vra dat jy een fokus sal hê en dit is op Jesus. Nie op my nie, nie op hierdie kerk nie, maar op Jesus. Want as jou fokus op Jesus is, maak hy alle dinge reg, want hy is die weg, hy is die waarheid en hy is die lewe. In sy naam gaan kettinge breek vanmôre. In sy naam gaan hy jou verlos. Ek spreek dit vandag, as daar huwelike is, hy gaan jou huwelik genees. En daar is nie meer plek vir depressie waar Jesus is nie. Hierdie sal die laaste dag wees wat jy sukkel met depressie. En jy gaan vandag hier wegstap met 'n vuur in jou binneste, met blydskap in jou siel, want as jy Jesus het, het jy alles. Halleluja. Hier's 'n vuur in my binneste wat brand vir Jesus. Hier's 'n opgewondenheid vir sy teenwoordigheid. Glo jy nog aan die Seun van God, Jesus? Glo jy nog aan Jesus van Nasaret? Ons is hier teenwoordig en ons het die krag van die Heilige Gees en ek is so dankbaar vir die Here wat hy besig is om te doen. Ons het so gemaklik geraak en ek gaan nou begin. Ons het so gemaklik geraak en ons raak baie keer ongemaklik wanneer dit kom by Jesus. Ons is baie keer ongemaklik om te sê Jesus of in die publiek te praat oor Jesus en dan terwyl ek weg was op vakansie en dan kyk jy mense die sport dan skree hulle Vrystaat of Stormers, maar wanneer dit by Jesus kom, dan is ons bietjie ongemaklik. Wanneer jy by die Griekse restaurant sit, dan dans almal om die tafels en hulle gooi borde en jy skree hoppa, maar wanneer dit by Jesus kom, dan is dit ongemaklik. Maar ek wil vir jou vanmôre sê, dis baie meer ongemaklik om verslaaf te wees aan pornografie. Dis baie meer ongemaklik om vasgevange te wees in die duiwelse kloue met depressie. Dis baie meer ongemaklik om dwelmverslaaf te wees, maar my Jesus verlos. Hy maak waarlik vry. Wie die Vader vrygemaak het, sal vry wees. Daar is geen ander God wat uit die doodheid opgestaan het nie. En ek is opgewonde oor Jesus. Is jy opgewonde? Wanneer jy 'n verhouding met hom het, verloor jy jou begeerlikhede vir hierdie wêreld. Ek sê Here, ek soek meer van U. Jesus het gesê, verloon jouself, neem jou kruis op en volg my. Daar's te veel mense wat vandag nog slagoffermentaliteit het, want dit gaan net oor ek. Maar wat het geword van verloon jouself? Wat het geword? Die meeste vryheid wat jy sal hê as jy jou lewe oorgee aan Jesus. Die dag toe ek my lewe oorgee aan Jesus, toe is 'n fancy kar nie meer my prioriteit nie. 'n Groot huis is nie meer my prioriteit nie, maar om in die teenwoordigheid van Jesus te wees is vir my prioriteit. Hy het gekom as ons verlosser, maar wanneer hy weer kom, kom hy ons om te haal en hy kom om te oordeel. Is jy gereed, bruid van God? Is jy gereed vir die Jesus wat kom? Ons kan nie op oordeelsdag wil sê, hallo Jesus, hier's ek nou. Hy gaan sê, gaan weg, ek het jou nie geken nie. Jy het nou nodig om 'n verhouding met Jesus te hê. Familie, watter Jesus word vandag verkondig? Aanbid jy die ware Jesus van die Bybel? Ek wil vra jy saam met my staan vir 'n kort oomblik. Sien nie sal omgee nie. Terwyl jy staan, posisioneer jou liggaam en jou gees en fokus op Jesus op hierdie oomblik. In die begin was die woord en die woord het vlees geword. Hy het die pragt van die hemel verruil vir 'n strooi krib. Hy het gekom as 'n baba, weerloos, afhanklik, menslik. En die wêreld het gedink hy's maar net die timmerman se seun. Maar hier, ons is nie vanmôre hier om 'n hulpelose baba te aanbid nie. Ons is beslis nie hier om 'n Jesus van die valse Jesus te aanbid wat die moderne kultuur skep nie. Hy is nie 'n swakkeling wat net ons sonde oorsien om gewild te wees nie. En hy is beslis nie dood nie. Die Jesus wat vanmôre ons hier verwelkom, is die opperbevelvoerder van die heelal. Hy is die een wat water in wyn verander, en wanneer hy in jou lewe is, sal jou lewe verander. Hy het siektes beveel om te wyk. Hy het demone beveel om te vlug. Hy het in die graf gestap en die sleutels van die dood gevat.
En hy is lewe. Hy is ongetemd. Hy is onoorwinnelik. Hy is die leeu van Juda wat brul oor jou omstandighede. Hy regeer van die troon van genade en aan die regterhand van die Vader. En omdat hy leef, omdat hy regeer, het hy alleen reg om lewe te spreek en die finale woord in jou lewe te spreek. Hy is die Seun van God. Hy is die Jesus van Nasaret. Hy is die koning van alle konings en ek wil 'n kort gedeelte lees voordat ons sit. Johannes 14 vers 6. En waar ek heen gaan, weet julle en die weg ken julle. En Thomas sê vir hom, Here, ons weet nie waar hy gaan nie. En hoe kan ons die weg ken? En Jesus antwoord hom en sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe en niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. As Jesus jou weg is, dan is aller ander paaie leuns. As hy die waarheid is, ontbloot hy jou sonde en die valsheid van die vyand. En as hy die lewe is alles buite hom dood. Kom ons bid saam. Hemelvader, vanmôre staan ons voor U en ons erken U as die lewende God, Jesus van Nasaret, Jesus die Seun van God. En Vader, soos ons vanmôre hier staan, bid ek, Here, dat U vanmôre hierdie openbaring sal gee, dat mense weer sal besef wie is die ware Jesus. En Vader, soos ek vanmôre hierdie woord bring, Here, weet ek, Here, ek is maar net eenvoudig, maar ek is bereid. Here, ek bring hierdie woord so eenvoudig, maar Here, dat U die volmaakte werk sal doen in harte. Ek vra dit in U groot en heilige naam. Heilige Gees, wees hier teenwoordig. Amen. U kan die sitplek neem. Watter tyd is dit nie vir ons om te leef in 'n tyd soos wat ons nou leef nie. Hulle sê dit's 'n tyd van have it your way. Wanneer jy jou foon optel, is dit so maklik om kruideniersware te bestel en binne minute laai hulle dit af by jou voordeur, presies soos jy dit bestel het. Have it your way. Baie keer dan tel ons fone op en as ons nie gepla wil word nie, dan sit ons dit op do not disturb, dat niemand my pla nie, want dis my manier. Have it your way. Wanneer jou alarm vroeg in die oggend afgaan, dan soek jy die knoppie om hom te snooze of te demp, en want jy wil net bietjie langer slaap. Have it your way. As jy jou foon optel, is die algoritme al so geleerd en hy weet presies wat jou persoonlikheidstipe en hy gee vir jou wat jy moet lees en hy gee vir jou wat jy wil koop, want alles is om jou gebou. Have it your way. Maar ek is nie vandag die standaard wat die vorm aanneem nie. In hierdie kerk sê baie mense in hierdie kerkie, maar kerke sê ek wil na daardie kerk gaan want dit gaan oor my deurbraak, my seëning, my sukses. Have it your way. En soveel mense ontbid vandag dalk nie die ware Jesus nie, want ons is agter dinge aan en wat by ons sondige leefstyl pas. Die Bybel word so uitgeknip om by ons leefstyl te pas. Hierdie verse oor oordeel en heiligheid, waar is hierdie heiligheid alarm? Ek wil hom net afskakel. Hierdie vereiste om my kruis op te neem, waar is die kennisgewing? Waar kan ek dit van die kruis? Dit werk nie vir my nie. Hierdie opdrag om te vergewe, kan ek net die afvolume vind vir hier vergifnis en die opvolume vir my seëning en my deurbraak. Have it your way. Die spreek van taal is vir my maar so bietjie ongemaklik en emosioneel. Het pas nie vandag by die moderne kerk nie, maar die probleem is nie die tale nie, dit is die kerk wat nie meer plek los vir die Heilige Gees. Ek is opgewonde om in 'n kerk te wees waar die Heilige Gees nog werk. En ons het die Jesus van die Bybel, die heilige ongetemde leeu van Juda, verruil vir 'n ander Jesus. Geskep vir ons gemak. 'n Jesus wat knik vir ons sondes, wat by ons leefstyl pas, wat nooit aanstoot gee nie. 'n Jesus wat lyk soos ons, dink soos ons, stem vir wie ons stem. Maar die probleem met hierdie Jesus, hy kan dalk vir jou 'n gemaklike leefstyl gee, maar hy kan jou nie verlos nie. Hy kan jou nie bevry nie. Maar vanmôre het ek slegte nuus vir jou gemak, maar goeie nuus vir jou siel. Hy is die weg. Die ware Jesus is die weg, hy is die waarheid en hy is die lewe. Die Bybel sê in Romeine 13 vers 14, ons moet ons beklee met Christus. Maar beklee julle met die Here Jesus Christus en maak geen voorsorg vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig nie. Hoe beklee ons onsself met Christus Jesus? Galasiërs 3 vers 27 sê, want
julle almal wat in Christus gedoop is, het hulle met Christus bekleë. Hy praat hier, om met Christus verenig te word, deur gered te word, deur Jesus uit te leef, deur liefde, nederigheid, waarheid, om situasies te vermy vir ons sondige lewens, om deure toe te maak wat nie oop moet wees nie, om die Heilige Gees te hoorsaam wat ons waarsku. Wanneer die Heilige Gees in jou woon, begin jy soos Jesus lyk. Sny dit jou ego weg, stik dit jou wonde toe. En hy verander ons om te vorm, om te pas by sy heiligheid. Ons aanbid nie 'n Jesus wat by ons aanpas nie, maar ons aanbid 'n Jesus by wie ons moet aanpas. Want hy is die enigste standaard wat bestaan. En my boodskap vanmôre is nie om oor 'n ander Jesus te spreek of 'n ander evangelie nie of 'n ander gees nie, en ek gaan nou daarby kom. Ek wil by die ware Jesus uitkom, maar ek wil tog stil staan vir 'n oomblik dat ons net sal besef. Hierdie is 'n boodskap van konfrontasie, maar daar's 'n boodskap van hoop vanmôre. 2 Korintiërs 11 vers 4 sê, as iemand kom en 'n ander Jesus verkondig as wat ons verkondig het, of 'n ander gees ontvang as wat julle ontvang het, 'n ander evangelie as wat julle aangeneem het, laat julle heel goed geval. In die Korinte het geval vir mooi praatjies, wat goed en reg geklink het. Net soos vandag is daar baie leringe, wat goed en reg klink. Dit is so maklik om te begin glo wat geleer word, maar ons kan nie net toelaat met iemand met autoriteit te luister en te glo nie. Ons moet terugkom na die woord, want dit het die volle ware en die hoogste gesag. Ons moet dit deursoek vir antwoorde. Ons moet dit soek vir die waarheid. En die leiers van die Korinte kerk het die waarheid verdraai, 'n ander Jesus verkondig. Daar was 'n ander gees, 'n ander evangelie. En wanneer ons net vandag kyk, is daar soveel stories wat vertel word van Jesus. Partykeer verwys hulle na 'n weergawe van Jesus wat net wat nie ooreenstem met die werklikheid van die skrif nie. Ons leef in 'n tyd van gevaarlike misleiding. Dit lê so diep in my hart om vandag weer terug te kom na die ware Jesus. Ek hoor baie mooi verhale, dan luister ek na die persoon, en voor jy jouself weer kry, dan klink dit nogals reg. Dit klink nogals goed, en wat het ek nou eintlik al die jare geglo? Hierdie storie van hierdie Jesus klink so mooi, maar ek wil jou vanmôre sê, pas op vir 'n ander gees, pas op vir 'n ander evangelie. Die vyand gebruik godsdiens, net soos in die tuin van Eden het hy die woord van God verdraai. Hy bied vir jou 'n pakket wat lyk soos die waarheid. Dit klink soos die waarheid, maar dit lei reguit na die verderf. En Paulus waarsku teen die 3 dinge. Jesus, 'n ander evangelie, 'n ander gees. En daar is soveel weergawes van evangelie wat vandag verkondig word. 'n Jesus wat nooit kwaad word vir jou sonde nie. 'n Jesus wat jou so liefhet, maar nooit jou sonde aanspreek nie. 'n Jesus wat vergewe sonder dat jy hoef te bekeer. Jy kan maar net leef soos jy leef. Jy is vergewe. 'n Jesus wat jou net wil seën, maar vra nie vir 'n heilige lewe nie. 'n Jesus wat niks verwag nie. Maar wat het geword van verloon jouself? Neem jou kruis op en volg my. As jou Jesus nie eis dat jy jouself moet verloon en jou kruis opneem nie, pas op dat jy nie 'n afgod aanbid nie. Die ware Jesus is die leeu van Juda, hy is die koning van alle konings, wat gesterf het vir my en jou vuil sonde, en hy kom terug om die wêreld te oordeel. Moenie tevrede wees met 'n Jesus wat niks vereis nie. As ons net vandag rondom ons kyk en al die bedieninge en dinge wat daar aangaan, sien ons verskillende evangelies wat verkondig. Vandag is daar 'n seëningsevangelie, en hoor my mooi, ek sê nie die Here kan jou nie seën nie, die Here kan jou ryklik seën, maar as dit net gaan oor jou seën en net oor jou deurbraak en nie oor God nie, dan mis jy die punt. Dit gaan oor 'n verhouding met die ewige lewendige God. 'n Jesus wat gee maar niks vereis nie. Verander die fokus van sonde, bekering en verlossing na tekort, saai en ontvang. Mense wat God net dien vir wat hy in hulle hand kan sit en nie vir wie hy is nie. Wat is die probleem daarmee? Wanneer jou geld opraak, dan raak jy geloof ook op. Het gaan oor 'n diep verhouding. En ek wil vandag veel eerder oor die ware Jesus praat. Maar ek wil nog so kort rukkie stil staan voor ons daar kom. 'n Jesus wat aanpas by jou. 20 jaar terug was hierdie sonde, maar nou het Jesus verander, dit is nou normaal, dit is nou jou unieke identiteit.
Vandag is hy net liefde, liefde, liefde en inklusiwiteit. Die skrif word gedekonstruktueer en as ons hierdie punt en hierdie komma skuif, dan is daai nou nie eintlik meer sonde nie. Hy verander saam met die wêreld, hierdie Jesus. Hierdie soort evangelie word die waarheid vervang deur aanvaarding van elke ideaal sonder bekering. 'n Gemaklik net in sonde te leef. Hierdie Jesus spreek nie seksuele sonde aan nie, afvalligheid aan nie, lewensafwykings aan nie. Dit is wanneer die Bybelse roeping en heiligheid stil gemaak word. As Jesus nie sê jy is verkeerd nie, hoe wil jy verlos word? As jy nie jou sonde kan bely nie, hoe wil jy vry wees? Hoe wil jy vry wees van depressie as jy nie die waarheid het nie? Hoe wil jy vry wees as jy nie die ware weg en die lewe het nie? 'n Wettelose samelewing wat alles toelaat om goed te doen in sy eie oë. Work out your own salvation. Hoor baie mense sê dit, werk uit jou eie verlossing. Ons sal dit uitwerk, maar hulle vergeet baie keer daar staan met bewing, met vrees en bewing. Ons ontvang verlossing deur genade, maar ons moet aktiwiteitvol lewe. Die proses van oorgawe, gehoorsaamheid, heiligmaking en 'n lewende verhouding met Jesus Christus. Nog 'n Jesus of evangelie wat verkondig word, die Jesus wat gesterf het vir jou selfbeeld. As ons na preke luister en boodskappe luister, hoeveel keer hoor jy nog heiligmaking? Hoeveel keer hoor jy nog bekering en oordeel? Hier is 5 stappe vir jou sukses. As jy dit volg, is jy 'n goeie mens. Die volgende jy, 'n beter self. Maar die probleem is, dit plaas jou op die troon en Jesus as die dienskneg. En ek wil klaarmaak met 'n ander Jesus, want ek wil by die ware Jesus kom. Maar 'n ander Jesus is 'n Jesus wat jou kruis wegvat en nie jou vra om dit te neem nie. 'n Ander Jesus is wat jou sonde bevestig en nie jou daaruit verlos nie. 'n Ander Jesus is wat jou selfwaarde opbou, maar jou nie laat sterf vir jouself nie. 'n Jesus wat jou volg en nie jy hom nie. En ek wil terugkom na die Jesus van die Bybel. Die weg, die waarheid, die lewe. En ek wil begin by die weg. Dit is nie 'n pad van selfvervulling nie, maar dit is 'n pad van selfverloning. Wie is die ware Jesus? Ek praat nie van die aangepaste Jesus, die versagte Jesus, die gemoderniseerde Jesus nie. Filippense 2 vers 9 sê, daarom het God hom uitermate verhoog en hom die naam gegee bo alle name. Jy nooi hom nie net oor nie, jy gee oor met jou lewe. Matteus 4 vers 17 sê, van toe af het Jesus begin om te preek en te sê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. Hier word die waarheid nie onderhandel nie. Dit is 'n opdrag tot bekering. Hy is heilig. Hy het jou lief as die sondaar, maar hy haat jou sonde. En dit is vir my ontstellend partykeer om te sien hoeveel mense die woord ken en hulle kan dit quoteer skrif vir skrif en Jesus is op hulle lippe, maar hulle lewens lyk nie soos Jesus of hulle Jesus volg nie. Want waar Jesus in jou lewe is, verander jy. Jy verander, jy lyk nie meer dieselfde nie, jy praat nie meer dieselfde nie, jy dink nie meer dieselfde nie, want wanneer jy jou bekleed met Jesus, is jy besig met die weg, die waarheid en die lewe. Jesus is die weg. En niemand kom tot die Vader behalwe deur my, sê hy nie. Hy is nie 'n weg nie, hy is die weg. Lukas 9 vers 23 sê hy vir almal, as iemand agter my wil kom, moet hy homself verloon, sy kruis elke dag opneem en my volg. Jesus het geweet, sy disippels het geweet wat hy hierdeur bedoel, want in daardie dae moes jy jou kruis dra in die strate. En hulle het vir jou gekyk en hy het gesê, verloon jouself, neem jou kruis op. Jy kan nie net stil staan met jou kruis nie. Dis 'n aktiewe gedeelte, jy moet beweeg. En mense kyk vir jou terwyl jy jou kruis dra. En jy moet jou kruis dra tot daar waar jy gekruisig is. Dit beteken om tot die dood toe en nooit weer terug te kyk nie, tot die dood toe om te aanbid, tot die dag van jou dood. En ek onthou, ek het op 'n lang tyd, en baie van julle ken dalk my storie, gesukkel met minderwaardigheid, gesukkel om voor mense te praat, gesukkel van skooljare af. Ek onthou in die hoërskool, toe sê die juffrou vir my, Eckhart, you need to come and speak, en dis die Engelse klas. Toe sê ek, juffrou, kan ek uit gou badkamer toe gaan, sy het my nie weer gesien nie.
Want ek het gesukkel met minderwaardigheid. Ek het gesukkel met my selfbeeld, want ek het nie die waarheid gehad nie. Ek het die leuns van die vyand geglo. En soos ek groot geword het, het ek later begin werk en ek kon nie eers onderhoud voer nie, want ek het gesukkel met, hulle het dit genoem social anxiety disorder. En ek dog, Here, jy moet my help, hoe gaan ek 'n werk kry? Ek kan nie eens met die mense praat wat vir my die werk moet gee nie. En ek kom uit en Here is besig met my en ek bekom terug na die ware Jesus wat die weg is en ek besef hy maak vir my 'n pad en ek sê Here, U is die waarheid, die leuns van die vyand sal nie meer staan in my lewe nie. U is die lewe, U het gekom om vir my lewe in oorvloed te gee. En ek gaan op my knie en ek sê Here, ek moet die eerste keer preek hier by Kruis. Ek weet nie hoe gaan dit doen nie. En ek bid voor die Here. Ek sê Here, hoe gaan ek dit reg kry? Hoe gaan ek praat? Here, ek kan nie praat nie. Here, ek weet ek kan nie voor mense praat nie. Die eerste ding wat in my hart borrel, wat die Heilige Gees my openbaar, verloon jouself. Verloon jouself. Verloon jouself. Want as jy jouself verloon, is jy gekleed met Christus. En dan is dit nie jy wat praat nie, en hy praat deur jou. En daar's 'n verandering in jou lewe. Jy sien, dit het oor my selfbeeld gegaan, maar toe ek myself verloon, toe gaan dit oor hom. Toe sê ek is nie meer skaam nie, nou sal ek opstaan en die evangelie verkondig soos nog nooit van tevore nie. Die ware Jesus laat jou sterf, sodat die nuwe jy kan lewe. Die ware Jesus is die doper van die Gees met die Heilige Gees in die vuur. Matteus 3 vers 11 sê, ek doop julle wel met water en bekering, maar hy wat kom is sterker as ek, wie se skoene ek nie waardig is om te dra nie. En hy doop met die Heilige Gees en met vuur. Vuur reinig, vuur ontbloot die vyand se plan, vuur gee krag. Hierdie Jesus het gekom nie vir jou gemak nie, maar hy het gekom om jou te verlos, en dit wat jou wil vernietig, jou verlos daarvan. Die vyand wil hê ons ontneem van Jesus, want hierdie Jesus red. Hierdie Jesus konfronteer jou trots. Dit is die teenoorgestelde van die kruis. Vandag is daar 'n embleem trots, ingekleer met 'n reënboog. En mense sê jy moet my op my voorname noem want ek is trots. Verloon jouself. Verloon jouself. Verloon jouself. Die ware Jesus ontbloot jou sonde. Hy is die lig en daar waar lig is, kan geen duisternis staan. Ek wil by die tweede kom. Jesus is die weg, maar hy is ook die waarheid. Waar die waarheid is, ontbloot hy sonde. Hy ontbloot leuns. Hy sny, hy bevry. Dit wat jy nou wegsteek, hou jou in gebondenheid. Maar wanneer jy die ware Jesus volg, erken jy jou sonde, hy ontbloot dit, jy bely dit, daar's 'n bekering en jy verander. Wil jy vir my sê, Jesus het deur alles gegaan, sodat hy by ons kan aanpas, en sodat ons gemaklik kan sondig. Baie sê, weet jy, ek is eerlik met my pastoor, hy weet ek sondig. Ek sê vir hom, pastoor, ek sondig, ek sukkel daarmee, dit is nou maar so. Eerlikheid gaan jou nie red nie, dit kos 'n opoffering. Die ware Jesus vernietig jou afgode. Die ware Jesus kan nie beheer word. Johannes 3 vers 19 sê, en dit is die oordeel dat die lig in die wêreld gekom het, en die mense het duisternis liewer gehaat as die lig, want hulle werke was boos. Moenie soek na 'n nuwe rigting nie, maar soek na Jesus, die Seun van God, die pad na ewigheid, toenemende verwarring en afvalligheid. Ons sien dit in ons tyd. Die Bybel voorspel dat in die laaste dae swaar tye sal wees, en daar sal mense wees wat die waarheid verwerp en selfsugtig leef en plesier liewer sal hê as God. En ons sien dit vandag. Hier sal geboortepyne wees, sê dit. Jesus het gesê daar gaan oorloë en gerugte van oorloë, natuurrampe. Dis maar net die begin van die pyne, maar dit beteken die wêreld is in 'n proses van skudding. En dit is nie om jou bang te maak nie, maar is om jou wakker te maak. Ons eindbestemming is hoop. Die wêreld is nie 'n pad van 'n permanente ramp nie, maar dit is besig om reg te maak vir die wederkoms. God is op pad om alles nuut te maak. En Satan se tyd hardloop uit en hy's besig om te werk. Maar dien jy die ware Jesus? Is jy nog besig en in lyn wat hy van jou verwag? Jesus, die weg, die waarheid, maar hy's ook die lewe. Die lewe kom eers na die dood. Is nie 'n toevoeging tot jou lewe nie, maar is 'n vervanging van jou lewe. Jesus is nie net iemand wat lewe gekry het nie, hy is die lewe. Johannes 1 sê, alles het deur hom ontstaan. Hy het die dood oorwin. Dis die mees dramatiese bewys van dat hy lewe is, dat die graf oopgebreek het.
Die dood is nie meer die finale punt nie, dis die deurgang. Hy is die lewe. Beteken dit wat vir ons dood is, ons mislukkings, ons siektes, ons verlies, het nie die laaste woord nie. Ons dien 'n lewendige God. Wat beteken hy is lewendig? Hy sê ek het gekom om vir julle oorvloedige lewe te gee. In Johannes 10 vers 10 en sê Jesus, en ek het gekom sodat julle lewe kan hê en dit in oorvloed. Die lewe waarvan hy praat, begin nie eers daar nie. Begin nou. Dit is wanneer jy 'n kwaliteit lewe het, te midde van jou storm, weet jy daar is hoop. Vreugde, wat nie van jou omstandighede afhang nie. Hy herstel lewe in stikkende huwelike. In sy naam kan hy jou moedelose hart verander. In sy naam is jou doodloopstraat nie meer 'n probleem nie, hy kan dit oplos. Wanneer jy nie uitkom sien nie, kan jy na Jesus gaan, want hy is die weg in jou wildernis. Hy is die waarheid in jou omstandighede en hy is die lewe wat vandag in jou situasie wil opstaan. As jy hom het, het jy alles. Hy is die brood van die lewe, hy is die lewende water, en as jy vandag bloot besig is om te leef, hy is daar om vir jou deur te kom. Baie mense is lewendige dooies, ons het alles wat ons harte begeer, maar as ons nie Jesus het nie, is ons dood. Wat sê die woord van God oor Jesus? Wie is Jesus volgens die woord van God? Soveel keer in die woord van God lees ons wanneer hy demone uitgedryf het, het hulle hom herken as die seun van God. Selfs Satan het hom gemok en gesê, as u die seun van God is. In Johannes 4 vers 15 sê, elkeen wat bely dat Jesus die seun van God is, God bly in hom en hy in God. Hoekom is dit belangrik vandag vir ons om te erken as die seun van God? Hoekom moet ons besef, hy is die seun van God, want dit bepaal die waarde van sy offer, verlossing, sodat jy vry kan wees. Omdat hy God is sy lewe oneindig waardevol. Daarom is sy offer aan die kruis genoeg vir alle sonde, wat vir alle tye betaal. En selfs God kon die gewig dra van die wêreldse sonde, sonder dat dit vernietig word. As jy Jesus, die seun van God, aanbid vandag, besef jy dat hy die ware God is en hy God self is. As Jesus net 'n mens was sy leringe maar net 'n lering. Was dit net 'n mooi boodskap, maar omdat hy God self is en die seun van God is dit ewig. Dit wys vir ons wie God werklik is. Vir soveel jare het mense gewonder, wie is God? Is hy wreed? Is hy, hoe lyk God? Hoe ver is hy? Maar Jesus het gesê, wie my gesien het die Vader gesien. Deur te besef, hy is God, leer ons dat God nie 'n onpersoonlike krag is nie, maar hy is die Vader wat lief het. Hy is die Vader wat genees. Selfs al hy saam met ons. Hy is die brug, hy is die middelaar tot die Vader. En hy het oorwinning oor die dood. Maar ek wil jou vanmôre een vraag vra, wie sê jy is Jesus? Petrus se belydenis, en ek wil vir jou lees Matteus 16 vers 13. En toe Jesus die streke van Caesarea Philippi kom, vra hy sy disippels en sê, wie sê die mense dat ek die seun van die mens is? En hulle antwoord hom, sommige Johannes die Doper, sommige Elia, en ander Jeremia, een van die profete. Hy sê, maar wie sê julle is ek? Wie sê jy is Jesus? En Simon Petrus antwoord hom en sê, U is die Christus, die seun van die lewendige God. Toe antwoord Jesus hom en sê, salig is jy Simon Barlona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar die Vader wat in die hemel is. En ek sê vir jou, jy Petrus, op hierdie rots sal jy my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Jesus die fondasie, Jesus die seun van God. Dis waar Petrus Jesus se identiteit openbaar. Is die seun van die lewendige God. Wie sê jy is Jesus? Kolossense 1 vers 15. Hy is die beeld van die onsienlike God, die eerstgeborene van die hele skepping. Want in hom is alle dinge geskape wat in die hemel en op aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappye, owerhede en magte. Alle dinge is deur hom tot hom geskape. En hy is voor alle dinge en in hom is alle dinge in stand. En hy is die hoof van die liggaam, naamlik die gemeente. Hy wat die begin is, die eerstgeborene uit die dode, wat hy alles die eerste kan wees. Want dit
het die Vader behaag dat hy hom die ganse volheid sou woon en dat hy deur hom alles met homself sou versoen, nadat hy vrede gemaak het deur die bloed van die kruis. Ek sê deur hom die dinge op die aarde sowel as die dinge in die hemele. Wie sê jy is Jesus? Hebreërs 1 vers 1, nadat God baie keer op baie maniere in die ou tyd gespreek het, het hy tot die vaders deur die profete, het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun, wat hy as erfgenaam van alles aangestel het, ter wie hy ook die wêreld gemaak het. Hy is die afskynsel, wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese en alle dinge dra deur die woord van sy krag. Nadat hy deur homself die reiniging van ons sondes bewerk het gaan sit in die regterhand van die majesteit in die hoogte, terwyl hy soveel uitnemender geword het as die engele na mate hy die voortreffeliker naam geërf het as julle. Wie sê jy is Jesus? En ek wil jou vandag na een boek vat, my gunsteling boek, en ek weet, hierdie is 'n boek wat baie mense dalk oor stry en verskille het, die boek van Openbaring, maar die boek van Openbaring onthul die volle identiteit van Jesus. Hierdie boek is geskryf vir die 7 kerke van Asië en die gelowiges wat geskryf is in Patmos, en die sleutelvers van die boek is Openbaring 1 vers 3. Salig is hy wat die woorde van die profesie lees, en die wat dit hoor en bewaar, wat daaraan geskrywe is, want die tyd is naby. Openbaring 1 vers 12. Toe draai ek om te sien watter stem met my gespreek het, en toe ek my omgedraai het, sien ek 7 goue kandelaars, en tussen die 7 kandelaars, een soos die seun wat die mens met 'n kleed aan, wat om die voete hang en gegrond met die bors van 'n goue gordel. Sy hoof en sy hare was wit met wol soos sneeu, en sy oë soos die van 'n vuurvlam, en sy voete het geblink, koper en gegloei soos 'n oond, en soos die stem van baie waters. Wie sê jy is Jesus? Jy weet familie, ons gaan eendag met Jesus tegemoet kom. En wanneer jy voor hom staan, voor sy troon, gaan populariteit jou nie beskerm nie. Rykdom gaan jou nie kan red op daardie oomblik nie. Kultuur gaan jou nie kan verskoon nie. Godsdienstigheid gaan jou nie verdedig nie. Maar op daardie dag is daar een ding wat gaan saak maak. Jy 'n persoonlike verhouding met Jesus. Het jy hom aangeneem as jou ewige saligmaker? Die ware Jesus Christus, die weg, die waarheid en die lewe. Het jy 'n brandende hart vir Jesus? Het jy jouself verloon, draai jy jou kruis, volg jy hom tot die dood sonder om terug te kyk? Die orkes kan maar vorentoe kom. Ek wil sê, hy is nie die Jesus wat by jou lewe aanpas nie. Jy roep hom verlosser, maar jy weier hom as Here. Kan ons oë vir 'n oomblik sluit? Jy wil dalk sy vrede hê, maar nie sy waarheid nie. Jy wil sy seëning hê, maar nie die kruis nie. Jesus het nie gekom sodat ons gemaklik kan leef nie, maar hy het gekom sodat ons vry kan wees en die ewige lewe kan hê. Hy het jou nie geroep vandag net om hom te bewonder nie, maar om hom te volg met jou kruis. Laat gaan waaraan jy vashou, wat jy Jesus meer vervang het. Sterf aan jouself sodat jy kan lewe. Hy is sag vir die met gebroke van hart, maar hy is heilig teenoor sonde. Wie die ware Jesus kies, verwerp die wêreld. Hy is die weg. Hy is die waarheid. Hy is die lewe. En dit is nou tyd om terug te kom na hierdie Jesus. Vanmôre wil ek jou uitnodig, as jy vir 'n oomblik in jou hart voel, dat die Jesus praat vanmôre met jou, en hierdie woord praat vanmôre met jou. Ek wil verder gaan om te sê, baie mense het sy naam op hulle lippe, maar die knie buig nie meer soos wat dit moet buig. Sondag na Sondag sing ons in sy teenwoordigheid, maar baie vrees hom nie meer as die ware Jesus nie. Jesus is nie vandag 'n opsie nie, maar hy is ook nie 'n byvoeging vir ons lewens nie. Hy is nie 'n hulpmiddel vir ons drome nie. En vandag sien hy hoe die kerk hom aanbid met woorde, maar hulle vermy hom met hulle lewens. Hy is die een wat lewe gee, sodat jou kettinge nie jou hoef vas te hou nie. En ek wil jou vanmôre terugroep, terug na die kruis, terug na heiligheid, terug na die waarheid, en terug na Jesus Christus, die Seun van God. Terwyl die musiek so speel, wil ek vanmôre 'n gebed vir jou doen. As jy vanmôre sê, Here,
Ek het nodig om myself te verloon. Ek is besig met my eie dinge, my eie pad. Here, dit is my lewe en ek weet ek is nie besig om myself te verloon nie, want trots is vandag in die voorgang by my lewe. Ek wil vir jou 'n gebed doen vanmôre. En ek gaan jou nie op die spot sit nie, maar ek wil vir jou bid. As jy vandag jou hand wil opsteek en sê, Here, ek wil myself verloon, steek vandag jou hand op. Ons kyk hier rond, nee, ek wil vandag bid vir jou, as jy sê, Here, ek sukkel met sekere dinge, Here, ek het hierdie kruis en ek dra hom, maar Here, ek het nog heeltemal oorgegee in my lewe nie. Daar's nog goed wat ek kan vashou, wat ek moet van vrykom, Here. Ek wil werklik waar leef, Here Jesus. Wil ek vir jou bid, hou net jou hand vir 'n kort oomblik op. As jy sê, Here, vandag wil ek soos daardie man en die kriminele na die kruis toe gestap het tot die dood, wil ek stap voluit na U vir U, Here, en nooit weer terugkyk nie, wil ek vir jou bid. Ek wil sê dankie vir elke hand, die Here, dis tussen jou en die Here, dis nie vanmôre my werk nie, dis nie tussen my en jou nie, maar dis tussen die ware Jesus, die Seun van God, en hy gaan vanmôre iets nuuts doen. Here Jesus, U het elke hand gesien, maar meer as dit, Here, het U elke hart gesien. En Vader, ek bring elkeen vanmôre na U toe, Here Jesus, wat sê, ek wil myself verloon. Ek wil myself neerlê sodat U op die troon is en ek by U voete, Here, want ek weet as ek geklee is met Christus Jesus, dan is daar hoop vir my. Dan is daar 'n hoopvolle toekoms, Here, want U is die weg, die enigste weg. U is die lewe, U is die waarheid, Here Jesus. Here, vir elkeen wat gesê het, Here, ek wil my kruis opneem, ek wil alles oorgee, ek wil voluit lewe, Here Jesus, vandag bid ek vir hulle, dat U Heilige Gees hulle sal wys, waarheen hulle moet gaan, waar hulle die evangelie moet verkondig, Here Jesus, dat dit nie net sal wees, ek en my kruis nie, maar dat ons sal loop met daardie kruis. Vader, ek kom bid ook so, vir elkeen wat sê, ek wil voluit vir Jesus lewe, want ek is nie besig om dit te doen nie. Here, dat U hulle die pad sal wys en dat hulle in Christus bekleed sal wees en sodat hulle soos hulle stap, dat hulle sal weet, Here, dit is die pad. Here, kom bid dat U vir ons die pad sal wys en dat ons nie misleiding sal vat en afleiding sal vat van al die evangelies wat verkondig is nie, maar dat ons sal terugkom na die Jesus van die woord. Here, ek bring elkeen vanmôre hier na U toe. Elkeen wat ingeskakel is, Here, ook. Dat U in harte sal werk en dat daar weer 'n vuur in hulle binneste sal wees, dat hulle sal weet, Here, U is met hulle. Ek gee hulle in U hande oor in Jesus groot en wonderlike heilige naam. Amen. To the coming King, to the great I am, to You I sing. Kom ons staan, sing saam. For You are the one who reigns within my heart. Can we do the verse again? I lift my hands. Oh Lord, I lift my hands to the coming King, to the great I am, to You I sing, for You are the one, oh yeah, who reigns within my heart. I will serve no foreign God, And I will serve no foreign God. Only You, Jesus, Lord, any other treasure. You alone, You, for You are my heart's desire.
so bewus van die Here in ons midde. Eckhart, dankie my boeta vir daardie kragtige woord. Dit was in die kol, dit was vir 'n tyd soos hierdie. Dankie Jesus vir die werk wat U kom doen het, Here. En dankie dat U die weg is, maar Here, dat ons U sal volg, tree vir tree. En ek eer U daarvoor. Ek wil iets doen wat die Here op my hart lê. Op hierdie oomblikke, kan ek net nog 10, 15 minute kry? Kan ek dit kry? Wat die Here nou op my hart lê. Ek lees vanoggend en gisteroggend. Ek is in 2 Korintiërs en ek lees 2 Korintiërs en hierdie vers mediteer ek op tans. En dit is 2 Korintiërs 4 vers 17. En die Here het dit duidelik vir my gegee en ek wil dit net, iemand het dit nodig om te hoor. Hy sê wat ons ligte verdrukking, wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons 'n alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid. En hier is wat die Here vir my wys. Want ek het in die begin gesê, dit was nie 'n lekker jaar so ver vir jou nie. Hier's van julle wat sê, Clemens, dit is nie lekker hierdie jaar so ver. Dis die een ding op die volgende ding. En ek kan dit uitwys. En hier's mense wat ons ken, wat ek weet. Maar ek het 'n profetiese woord. Die verdrukking wat jy het, is 'n ligte verdrukking tydelik. Al wat daai verdrukking gaan doen, dit maak die gewig swaarder van God se salwing op jou lewe. Want hoor mooi, wat is heerlikheid? Heerlikheid is die gewig van God. Toe Moses sê, Here, laat my tog U heerlikheid sien, toe het hy gesê, Here, ek wil swaarder geestelik wees. En ek wonder of daar 'n paar mense in hierdie plek is in die begin van hierdie jaar weer, nog steeds in Januarie, wat sê, ek wil swaarder raak in die Here. Ek wil gewigtig wees in die Here. Ek soek die krag en die salwing van die Here op my lewe, soos nog nooit van tevore nie. Maar hier is die ding, jy gaan moet jou kruis opneem. Jy gaan moet jou kruis opneem, maar dit is net tydelik, sê die Here. Dit wat jy nou deurgaan is nie permanent nie, dit is net 'n seisoen, en ek gaan my gewig aan jou openbaar. Jy gaan krag hê soos nog nooit nie. Jy gaan 'n salwing hê soos nog nooit nie. Die heerlikheid van die Here gaan oor jou gesien word. Die krag van die Here gaan geopenbaar word in elke area van jou lewe. Ek dank U, Here, U gaan dit doen nou op hierdie oomblikke, in die naam van Jesus. In die naam van Jesus. Is hier 'n paar mense wat uit kan? Ek soek elke altaarwerker wat kan uitkom asseblief. Alle altaarwerkers, julle wat hier voor staan, kyk gou vir my. Dit gaan nou nie oor wie se hand op jou gaan lê nie. Want ek wil nie hierdie diens onnodig uit, as ek nou moet hier deur hardloop, gaan dit te lank vat. Maar ek wil hê ons moet olie kry. Julle altaarwerkers, sorg dat julle hande geolie is. Dan lê ons hande net op hierdie mense. En al wat die olie verteenwoordig, dit verteenwoordig die kavod van God. Dit verteenwoordig die Shekinah heerlikheid van die Here, die teenwoordigheid van die Here. En die Here gaan jou salf vandag in hierdie plek. En jy, whatever jy deurgaan, hoor mooi, is 'n profetiese woord. Ek het dit nou 100 keer gesê, ek gaan dit nou weer sê. Dis tydelik. Hoor jy? Sê hardop, tydelik. Sê, dis nie my permanente toestand nie. Dit is tydelik. Maar in die tydelike verdrukking gaan 'n heerlikheid van God bewerkstellig op my lewe, wat gaan transformasie bring, in die naam van Jesus. In die naam van die Here. Halleluja. Halleluja. Vader, ek dank U vir die ligte verdrukking tydelik. En ek dank U, Vader, dat hierdie ligte verdrukking hulle vat in 'n nuwe vlak van heerlikheid. Ek prys U vir die getuienisse. Here, ek roep die getuienisse. Ek roep die getuienisse van hierdie mense. Hulle gaan kom getuig om te sê, wat het God gedoen in hulle lewe.
Hulle gaan kom getuig en sê, God het bonatuurlik ingegryp. En ek prys U nou daarvoor in Jesus naam. Refs, U wat in die banke is, bly bid. Ons is nou klaar, gee ons net 10 minute, wat ook al. En ons gaan dan afsluit. Baie dankie. Die naam van Jesus is 'n ster toren. Die naam van Jesus, die naam van Jesus is 'n ster toren. Hy verlos my, hy verlos my. Come on, van